Okay, so as ons gaan kyk na optika, die eerste ding wat jy gaan moet leer, is die belangrikheid van weerkaatsing. So as ons 'n normaal lyn gaan trek, dis 'n 90 grade denkbeeldige lyn op enige oppervlak, né? Dan is die wet van weerkaatsing, as hierso lig inkom teen 'n spesifieke invalshoek, so daar is ons θ I altyd gemeet van die normaal lyn af. So as hierso lig inkom, dan sal dit altyd weerkaats teen presies dieselfde hoek. So daarso gaan ons sê, die wet sal sê, die invalshoek is gelyk aan die brekingshoek en die invallende straal en die weerkaatste straal en die normaal is in dieselfde vlak. Dit beteken, die lig gaan nie deur die voorwerp nie. So jou invalsstraal, jou weerkaatste straal en jou normaal lyn is almal aan dieselfde kant. Reg? En die invalshoek is gelyk aan die brekingshoek. So daai tel is jou twee wette van weerkaatsing. Hulle vra dit nogal gereeld. So dis die eerste ding. Dan die spoed van lig is 'n konstante, C is gelyk aan 3 × 10⁻⁸ meter per sekond. En dan kom ons by refraksie. Nou refraksie is basies wat gaan gebeur as die lig nou nie weerkaats nie. Wat gebeur as lig gaan van een optiese digtheid na 'n ander optiese digtheid? So refraksie, gaan ek net hierso vir jou skryf. Lig beweeg deur mediums met verskillende optiese digthede. Belangrik dat jy sê optiese digthede. Jy kan nie net sê digthede nie. Digtheid en optiese digtheid is twee verskillende goed. Die een het te doen met die spoed van lig en hoe die ligfotone fisies deur die voorwerp beweeg. Gewone digtheid het te doen met hoe swaar hy is en hoe dig die molekules gepak is. Reg. So dis basically refraksie is wanneer lig nou van een voorwerp af of deur een voorwerp in 'n ander een gaan inbeweeg. Nou om dit beter te verstaan, moet ons kyk na 'n brekingsindeks. Nou brekingsindeks is net soos 'n rangorde van verskillende stowwe, hoe lig in verskillende stowwe sal optree. Nou die formule vir brekingsindeks is die spoed van lig in lig in verhouding tot die spoed van lig in die medium. So dis net 'n faktor eintlik. As ons die spoed van lig in lig vergelyk met die spoed van lig in hierdie medium. Nou obviously gaan die vinnigste wat die vinnigste spoed waarteen lig kan beweeg is daai 3 × 10⁸. So ons gaan dit bo skryf en dan as die lig deur enige ander medium gaan wat meer opties dig is as lig, dan gaan hy obviously begin stadiger beweeg. So hierdie gaan altyd minder wees as daai, wat beteken jy kry 'n onegte breek, so hierdie brekingsindeks van jou gaan altyd groter as 1 wees. Reg? Hoe groter hy is, dan beteken dit hierdie noemer van jou was 'n baie kleiner getal. So die spoed van lig in daai medium was nog stadiger. So jy kan amper sê daai brekingsindeks, die simbool wat ons vir dit gebruik is N gelyk aan C op V. So jy kan sê daai brekingsindeks is direk eweredig aan die optiese digtheid. Hoe groter die brekingsindeks is, hoe meer dig is die voorwerp waardeur hierdie lig probeer beweeg. OK? So daar is 'n tabel wat jy na kan gaan kyk. Ek seker jou boek het een iewers. Wat verduidelik daar soos die stof en die brekingsindeks. So lig is net 1. Ons kry niks waarin lig vinniger beweeg as in lig nie. En dan alles anders, soos wat die digtheid toeneem, sal jy sien die brekingsindeks neem toe. En dan het ons hierso 'n stof diamant 2.42 brekingsindeks beteken hy is die mees opties dig van almal van hulle. So lig beweeg die stadigste in 'n diamant. En dit is ook hoekom hy so baie blink. Want ons kan fisies die ligfotone baie beter sien beweeg as deur iets anders, soos 'n cubic zirconia of so iets. Nee, hulle sal dit vir jou gee. So jy sal nooit, hulle sal nie van jou verwag om te weet wat diamantsin is of so iets nie.
Okay, so ek gee daarso vir jou twee mediums, medium 1 en medium 2 en kom ons sit 'n skeidingsvlak net hier in die middel. En dan maak ons medium 1 minder dig, minder opties dig, né? En medium 2 meer dig. As ons die twee nou moet vergelyk met mekaar. So dit beteken die brekingsindeks van hierdie een gaan kleiner wees as die brekingsindeks van daai, né? Moet so maak en kleiner as n. Nou is daar twee scenario's van wat kan plaasvind. Lig gaan either van medium 1 af in medium 2 in beweeg of van medium 2 af in medium 1 in beweeg. Okay? So kom ons doen eers die eerste een. As ek lig stuur vanaf medium 1 na medium 2 toe, dan gaan die lig watter kant toe buig. As ons beweeg van minder dig na meer dig, dan soek hy 'n makliker pad. Met ander woorde, in plaas van om reguit aan te gaan, buig hy nader aan die normaal. Hy soek 'n korter pad uit na die ander kant toe. So dan buig hy so na die normaal. So ek gaan hierso vir jou skryf na die normaal en dan sal jou invalshoek minder wees as jou brekingshoek, né? Dat die invalshoek is hierso, so hy hoek tussen die normaallyn en die invallende straal en daar is my theta r tussen die normaallyn en die gebreekte straal. So dit is scenario 1. Scenario 2 gaan ons ander kant toe. So kom ons stuur lig van meer dig na minder dig. Selfde konsep, ons sit 'n normaallyn iewers 90 grade. En nou stuur ek die lig van die kant af. Invallende straal. Nou as ons gaan van meer dig na minder dig, dan buig die straal weg van die normaal af. So in plaas van om reguit aan te gaan, buig hy weg van die normaal af. So hy gaan byvoorbeeld hier na toe. So daar is my invalshoek, daar is my brekingshoek. En nou kan jy sien jou invalshoek is kleiner. Ja, daai was verkeerd om. Sorry. So daar word die hoek minder, né? So die invalshoek is groter as die brekingshoek en wanneer hy van meer dig na minder dig gaan, dan is die invalshoek kleiner as die brekingshoek. Stem almal saam. Nou die volgende ding waarna ons moet kyk is 'n grenshoek. Nou jy moet eers hierdie verstaan voor ons na 'n grenshoek kan kyk. Wat gaan gebeur as ek hierdie hoek kleiner maak? Dan gaan daai hoek net nog kleiner word, né? Wat gaan gebeur as ek hierdie groter maak? Dan gaan daai en obviously bietjie groter word, maar hy sal altyd nog steeds kleiner wees as hierdie invalshoek. Reg. So al vat ek hierdie hoek byvoorbeeld tot by 80 grade, dan gaan die brekingshoek aan hierdie kant nog steeds minder as 80 grade wees. Reg? Wat beteken lig kan altyd van minder dig na meer dig beweeg. Hy sal altyd daai kant toe kan gaan. Want hy buig altyd na die normaal toe wat nie 'n probleem is nie. Die brekingshoek is altyd minder as die invalshoek. Maar as ons hierdie kant toe gaan, dan moet die hoek al hoe groter word. So wat gaan gebeur as ek hierdie hoek kleiner maak? Dan gaan daai net bietjie meer die kant toe buig, né? As ek my invalshoek gaan groter maak so, dan gaan hierdie straal al hoe meer begin buig en iewers gaan ek 'n punt bereik wat daai straal op die oppervlak gaan lê. En dis ons grenshoek. Okay? So hierso gaan ek net vir jou sê dis net soms wat hy daai kant toe kan gaan. Dis nie altyd nie. Dit hang af van die hoek. Alreg. So as ons nou gaan kyk na die konsep van 'n grenshoek. So nou gaan ek my twee oppervlaktes net bietjie anders maak. So kom ons maak hierdie een meer dig en die boonsteen minder dig. Ons het gesê lig sal altyd van minder dig af na meer dig toe kan gaan. Nou ek het onthou dis soos quicksand. Enigiemand kan in quicksand inval. Jy kan maklik van minder dig na meer dig gaan. Maar as jy daarin is, gaan jy nie noodwendig uitkom nie. So lig wat in iets is wat meer dig is, gaan nie noodwendig kan uitkom nie. Hy moet teen die regte hoek val om te kan uitkom. So as ons nou hierso ons normaallyn gaan skets, dan kry ons nou wat ons noem ons grenshoek. So kom ons maak die grenshoek daarso.
theta C vir kritieke hoek. Jy kan ook die grenshoek 'n kritieke hoek noem. Of partykeer skryf hulle theta G vir grenshoek, né? Nou wat gebeur by die grenshoek is dis die perfekte grade vir waar hierdie invalsstraal perfek sal breek op die oppervlak van die voorwerp. So die lig sal nie ingaan in die tweede medium in nie, dit sal nie weer kaats in die medium in wat daar was nie, dit sal net op die oppervlak van daai voorwerp versprei. En die oppervlak van die voorwerp sal baie blink begin lyk, maar die lig sal nie fisies uit kan kom nie. En wat nou gaan gebeur is, as die lig teen 'n skerper hoek beweeg, so kom ons maak daai ons invallende straal. So as die lig skerper inval as die kritieke hoek of as die grenshoek, dan is hy skerp genoeg om weg te buig. Dat hy buig weg van die normaal af as hy na minder dig toe gaan. So nou buig hy weg van die normaal af, maar nog nie ver genoeg. Hou die liniaal en trek hom skeef, né? Nog nie ver genoeg om tot op die oppervlak te buig nie. So hy buig weg, maar hy is nog nie op die oppervlak nie. Verstaan? So hy is skerp genoeg om deur te gaan in die tweede medium in. Maar die oomblik as jy die invallende straal teen 'n hoek groter as die grenshoek stuur, dan is dit amper asof hy te stomp is. Hy kan nie deur daai oppervlak gaan nie. So daarso breek hy teen 90. As ek die hoek enigstens nog groter maak, dan gaan hy begin weer kaats. En dan kry ons totale interne weerkaatsing. Wat skryf ek? Weerkaats. Okay. So nou is daar basies 3 scenario's. Ons het refraksie. Is wanneer die invalshoek minder is as die kritieke hoek of as die grenshoek. En dan sal hy deur beweeg, né? Dan kry ons 'n weerkaatste of 'n gebreekte straal waarvan die hoek groter is as die invalshoek. Scenario 2 het jy jou grenshoek. Nou by die grenshoek is die invalshoek so dat die gebreekte hoek of die brekingshoek perfek 90 grade is. So wanneer jy jou snelste wetsommetjie doen, dan gaan jy jou theta R gelykstel aan 90 as jy werk met 'n grenshoek. En dan scenario 3 het ons weer kaatsing. So dis wanneer die invalshoek dan nou meer is as jou kritieke hoek of as jou grenshoek, dan gaan hy weer kaats. So dan is jou theta R gelyk aan jou theta I in dieselfde vlak, né? Daar by weerkaatsing is die reël, die invallende straal, die weerkaatste straal en die normaal moet in dieselfde vlak wees. En die twee hoeke is ewe groot. So dis jou 3 scenario's, maar dit is belangrik dat jy die konsep verstaan. 'n Grenshoek kom net voor as ons gaan van meer dig na minder dig. Lig sal altyd teenoorgesteld beweeg. As jy lig van minder dig af na meer dig toe stuur, sal dit altyd deurdring. Dit sal altyd in die meer digte medium in beweeg. Maar dit sal nie noodwendig kan uitkom nie. Dit hang af van daai hoek. Kyk na snelste wet. Snelste wet sê NI sin theta I is gelyk aan NR sin theta R. So wat dit eintlik is 'n verhouding tussen hierdie twee brekingsindekse. NI op NR is gelyk aan sin theta R op sin theta I. So as jy die verhouding of die verwantskap tussen die twee brekingsindekse gaan vat, dan sal dit dieselfde wees as die verwantskap of die verhouding tussen daai twee hoeke van jou, reg? So die verskillende tipe somme wat ons nou gaan kry, as jy gaan kyk, hier is 4 onbekendes, die 2 brekingsindekse en die 2 thetas. So uit daai 4 gaan hulle vir jou 3 moet gee. So hulle sal vir jou sê, lig beweeg van 'n optiese medium met hierdie brekingsindeks teen 'n invalshoek van soveel na 'n ander optiese digtheid en die brekingshoek aan die ander kant is soveel grade. Wat was die ander medium? Dan kan jy daai NR gaan bereken en uitfigure wat die medium was. Verstaan? Nou wat ek by wil uitkom is,
om 'n grenshoek te bereken. So kom ons sê net gou hierso. Ons sê nommer 1. Bereken die grenshoek van diamant. En dan gee ek vir jou die berekingsindeks van diamant. Wat ons nou in die tabel gesien was 2.42. So nou wil ek weet wat is die grenshoek vir daai ding. So ons gaan 'n gewone snelse wetsommetjie begin. En I sin theta E is en R sin theta R. Nou die grenshoek is wat? As dit die onbekende is, wat is onbekend? Ja. Wat is die grenshoek? Waar staan die grenshoek? Ja, so is dit die grenshoek. Okay. So bereken die grenshoek, met ander woorde bereken theta I reg sodat theta R 90 grade is. Onthou die 90 grade kan nie die grenshoek wees nie. Die invalshoek is die grenshoek. As ek hom laat inval sodat hy breek teen 90, dan het ek mos eintlik die grenshoek bereken. Verstaan? So as jy daai gaan doen, kom ons aanvaar dit gaan van diamant af na lig toe. So dan is my invalshoek gelyk aan die diamant of die invalsindeks is die diamant, né? Ons begin met 2.42. Ja, as hulle niks sê nie. Dan gaan ons sê sin van theta I. So ons weet nie teen watter invalshoek dit val nie, maar ons weet dit gaan na lig toe waarvan die berekingsindeks 1 is. En dan sal dit breek teen 90 grade. Dan kry jy theta I as wat? Dan jy gaan nou daai sin 90 deel met 2.42 en dan wil jy die hoek hê, so jy met shift sin. So shift sin van sin 90 op 2.42 is 24,40 grade. Wat beteken dit dan, hè? As die lig skerper as 24.41 inval, met ander woorde teen 'n hoek minder as dit, dan gaan hy uit die diamant uitbeweeg na die buitekant toe, né? As hy presies teen dit val, dan sal die lig op die oppervlak van die diamant net versprei, en as hy teen 'n hoek groter as dit inval, dan gaan hy binne in die diamant bly. Dan kry ons daai totale interne weerkaatsing, wat ons kan sien, dis hoekom 'n diamant so blink. Want jy sien heeltyd daai lig wat heen en weer weerkaats tussen die vlakke. Reg. Wat so? Vir wanneer hy weerkaats? Ja, ons moet reflekteer. Weerkaats. Almal by? Ben ek klaar? Okay, som nommer 2, kom ons kyk na lig beweeg van plastiek af na, ons maak dit robyn. Nou plastiek se berekingsindeks is 1.46 en robyn sin is 1.76. Nou is die vraag, wat is die grenshoek? So ons gaan begin met NI sin theta I is gelyk aan NR sin theta R. Ons het nou net gesê vir 'n grenshoek maak ons die invalshoek onbekend, né? Dis wat ek nie gaan weet nie. En vir daai grenshoek gaan die berekingshoek altyd 90 grade wees. So nou gaan ons van 1.46 sin theta I af na 1.76 sin 90. Dan probeer jy vir theta I kry. So jy gaan sê shift sin van. Aan die regterkant staan na 1.76 sin 90. En ons deel met daai 1.46. En dan kry ons 'n error. Hoekom? Okay.
Jy moet onthou, ek gaan net hierso bysit, dit was 'n error. Ons gaan van 1.46 na 1.76. So ons gaan eintlik van minderdig na meerdig. Is daar 'n grenshoek vir dit? Nee. Lig sal altyd in iets wat meerdig is inbeweeg. Daar is nie 'n grenshoek nie. Die grenshoek is net wanneer jy van meerdig af terugbeweeg na minderdig. OK? Kry gou met die grenshoek van Rubyn af na plastiek toe. So as ons dit nou omkeer en ek sê dat die lig van Rubyn af na plastiek toe beweeg, dan beweeg dit van meerdig na minderdig en dan kan ons daai theta r gaan 90 maak, dan kry ons die grenshoek as 56.05 grade. Reg. Nou as ek dit net vir jou in 'n prentjie kan voorstel. Kom ons teken net 'n oppervlak hierso. En ons sê daai is my Rubyn en daai is plastiek. So wat ons nou hier bereken het, daai 56.05 is nou my grenshoek. So as ek iewers net 'n normaal lyn gaan skets, as die lig inval teen 56.05 grade, wat gaan gebeur? Dan gaan hy breek op die oppervlak, né? Want dis my grenshoek. As ek lig enigstens skerper as dit stuur, teen 'n hoek kleiner as 56.05, dan gaan hy wegbreek van die normaal af, né? Hy beweeg na iets wat minderdig is. En as ek hom enigstens instuur teen 'n hoek meer as die grenshoek, dan sal hy weer kaats. Almal by. So daar's net daai 3 scenario's. En vir lig wat gaan van minderdig na meerdig, is daar nie 'n grenshoek nie, dit sal altyd ingaan. So uit daai 4 onbekendes moet hulle vir jou 3 gee. En hulle sal nie van jou verwag om daai berekingsindekse te ken nie, behalwe lig. Lig se berekingsindeks is 1. Dit moet jy ten minste ken. Almal by. Kyk, ek wil net gewys, as jy sukkel met die sakrekenaar en jy weet nie hoe ek daai theta i uitkry nie, basies gaan ek eers die sin theta i alleen hê. So ek gaan daai 1.46 sin 90 in die eerste plek net deel met 1.76. Nou om die hoek en die sin apart van mekaar te kry, moet ons shift. So ek gaan sê theta i is shift sin, wat op die calculator so lyk, sin tot die mag min 1 van daai regterkant, wat 1.46 sin 90 is. Jy kan tegnies die sin 90 uitlos, want sin 90 is net 1. So daar staan eintlik 1.46 mal 1. En dan tik jy dit net in. So jy gaan sê shift sin van 1.46 op 1.76. En dis daai grenshoek wat ons gekry het. Jy hoef nie hierdie stap te toon nie, jy kan direk van daar af soontoe gaan, né? Dis nie wiskunde nie.